Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n groot vreugde om saam met mekaar ook vanoggend in mekaar se teenwoordigheid saam met mekaar God te aanbid en in sy teenwoordigheid te kan wees. Ons is vanoggend bevoorreg om ook getuies te kan wees wanneer die doop aan 'n dogtertjie bedien word. Lian en Nilet, baie welkom vir julle en ook vir julle familie. Dit is 'n voorreg dat julle vandag saam met ons is. Mag dit ook vir julle 'n besondere geleentheid wees. En dan het ons vandag as oralis vir Zen van der Merwe. Zen, I hope that you will enjoy it with us this morning and thank you that we can praise God with you at the organ. Baie welkom ook vir jou en baie. Ons goed gaan mekaar. Kom maak seker wie sit naby jou asseblief. Ons gaan en ons gaan twee lofliedere gaan staan daarvoor. Die eerste lied eer aan die Vader wat alles gemaak het en direk daarna Jesus bron van al my vreugde. Kom ons staan, kom ons sing vol vreugde en vol dankbaarheid hierdie twee lofliedere.
Na as Woensdag, en dis die eerste Sondag in Lydenstyd, nadat Lydenstyd dan nou die afgelope Woensdag begin het. 40 dae, eintlik 47 dae as ons die Sondae intel tot en met Paasfees. In hierdie tyd stap ons saam met Jesus op sy lydensweg. En ons gaan in hierdie Sondae, elke Sondag, een van die kerse doodblaas, totdat daar dan op Goeie Vrydag nie een kers gaan brand nie. As 'n teken daarvan dat ons saam met Jesus stap, wat sy lewe gegee het vir ons. Gerrit het 'n klop jare gelede geskryf oor die 5 tale van die liefde, om te sê dat verskillende mense wys hulle liefde vir hulle vrou of hulle man op verskillende maniere. Na aanleiding daarvan het iemand gesê, God se taal van die liefde spel hy N-A-B-Y, naby. Want in Jesus Christus het God Immanuel geword, God met ons. In Johannes 1:14, dat die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, vol genade en waarheid. Die woord het mens geword en onder ons, tussen ons, naby ons, kom bly. En wanneer Jesus op die einde van Matteus lees ons dit, dan sê hy al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Want Jesus is God se manier om vir ons te wys wie en hoe hy is. Kom ons sing 2 verse terwyl julle bly sit van middelpunt van ons 'n lied waarin ons in die lydenstyd sê dat Jesus in die kern van ons lewe is. Ons bly sit daarvoor. Diep by ons verlange
middelpunt van ons verlange, U het rus aan ons voorsien. Gemeente, genade vir julle, ons Vader, en van Jesus Christus, die middelpunt van ons, wat vir ons rus gee. Kom ons staan en dan gaan ons nog twee lofliedere. Ons sing dit tot eer van die Here. Ons Vader in die hemel, U het vir ons die seën gegee, dat ons die vrede en vreugde sal ervaar. Ons kniel voor U, ons prys U naam, U het vir ons die weg gebaan, dat ons U liefde beter kan verstaan. Kom gee Gees ons mag na U, lei ons in die donker, gee ons lig. Maak van ons wat U wil, sien ons vir U wil en sien, dat ons die liefde vir mekaar kan gee. Halleluja.
daar dalk van ons is tot so 4 en julle wil gou vorentoe kom as julle kom. Julle is welkom, kom gerus. Amper het ons nog een bygekry, maar toe nou nie. Met julle, gaan dit goed? Hier in die skool. Jan, is hom lekker dat jy hier is vandag. Julle kom al drie van die strand af. Ek is bly dat julle oor die N2 gery het om tot hier te kom vanoggend. Baie lekker dat julle hier so is, hoor. Ek het vir julle werk vanoggend. Gaan julle my help gou? Sal julle? Julle gaan nou dink, dit is werk. Ek elkeen, ek gaan vir jou hierdie ene gee. Kom staan gou op, kom staan hier langs my gou. En ek vir jou vra, dan gaan jy na daai tannie toe, en dan gaan sê jy vir haar, gee dit vir haar, en dan sê jy vir haar, die dominee sê, Jesus is baie lief vir jou. Nee. Wag eers. Enig iemand hier in die middelblok, enig iemand toe. En dan gaan sê jy vir hulle, die dominee sê, Jesus is baie lief vir hulle. Vir hom of vir haar, vir wie jy dit ook al gee. Kom Jan. Ek moet na 1, 2, 3, 4, die 5de ry van. Die dominee sê, Jesus is baie lief vir jou. En dan kom julle terug. Jy let vir jou. Dankie. Wat het die tannie oom gesê? Verskriklik baie dank. Jy het gedink, jy gaan nie terugkom nie. En wat sê die tannie vir wie jy dit gegee het? Nou het jy vergeet dat sy... Kom sit hier by ons, dit is so lekker dat jy hier is. Nou vanoggend, wat julle nou gedoen het vanoggend, julle het 'n groot werk gedoen vanoggend. Want julle het iets gekry wat julle eintlik graag self wou gehou het. En toe het julle dit gevat en julle die boodskap hier onthou. Wat was die boodskap gewees? Die dominee sê Jesus is baie lief vir jou. Toe het julle die boodskap wat ek vir hulle wou gee, namens my vir hulle gaan gee, vir hulle gesê. So, toe hulle daai boodskap hoor, was dit eintlik my boodskap, wat julle vir hulle gaan sê het. En weet julle dit, wat julle vanoggend gedoen het, is presies wat die Bybel vir ons sê, wie Jesus is. Jesus is die een wat namens God kom sê, God sê vir jou, ek is baie lief vir jou. En die geskenk wat hy vir ons gee, het hom baie, baie duur gekos. Hoe duur het die geskenk wat Jesus vir ons gee, vir hom gekos? Wie vir julle wil raai? Hoekom nie? Jy kan dit nie eens beskryf nie, hoekom kan jy dit beskryf nie? Hoe groot is dit? Wat het hy gegee vir ons? Sy seun. Hy het sy seun gegee, ons kan nie beskryf hoe duur het hom gekos het nie, want sy seun, Jesus, het gesterf, en dis hoekom een van die kerse vanoggend doodgeblaas word, en volgende week nog een en dan nog een, om te wys dat Jesus het dit vir ons gegee, en hy kom sê vir ons daarmee, God sê, ek het julle baie lief. So in hierdie week moet julle onthou, dat God het vir Jesus gestuur, om God se groot liefde
vir ons te kom wys. Ons gaan nou staan en dan gaan ons 'n lied sing waar ons sê dat Jesus vir ons liefhet. So kom ons staan en dan gaan ons saam met die groot mense, almal saam hierdie lied sing. En as ons die lied klaar gesing het, gaan julle na julle sonnaarskoolklas toe. Julle gaan net weer terugkom. En dan as hulle uitgaan, gaan ons dankoffer gee. Ons sing net saam. As hy weer kom, kom al hy sy kinders, wat in hom glo om by hom te wees. Ons wag op die Here, en ons sing tot sy Here. Hy kom weer verseker, om ons te kom haal. By die Vader maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ons wag op die Here, en ons sing tot sy Here. Hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Hy is die weg en hy is die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo, vir ewig sal leef. Ons wag op die Here, en ons sing tot sy Here. Hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Dan nou, Here te dien met ons dankoffer. Here ons Vader, as ons
sê, genade vir u liefde, vir u sorg. Baie ons as gelowiges vandag op hierdie manier by mekaar kan kom en u te kan aanbid. En dat ons as 'n gemeente, ons as kerk ook vandag kan kom en bid ons Here dat ook in hierdie tyd u alle landbouorganisasies, die regering, almal wat betrokke is by die uitbraak van Bekkenklouseer in staat sal stel om die regte op die regte manier op te tree, sodat Here ook die mense van ons land gevoed kan word en mense kan voortbestaan. Ons bid vir groot deel van ons land wat in droogte verkeer. Mense wat moedeloos is en raad op is omdat dit nie reën nie. Ons bid vir die lande wat pas deur vloede weggespoel is en groot skade gelei het. Ons bid vir gemeenskap dat u genade vir ons genoeg is. Ja, Here, dat al gaan ons deur donker dieptes, ons nie bang sing net, terwyl julle bly 2 verse van lied 245 vir ewig pas en waar. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en vir ewig, waarin God openbaar, woord betrouwbaar vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons dan nooit laat lewe? En die woord het ons gelewe. Terug tot in die verlede, bou Gods woord vir ons in rug, oor die troebel van die hede, open dit in toekomslig. Spreek die Here, word die tyd
14. Johannes 14. Ek is jammer as julle nie almal goed kan hoor nie, maar ek sal my bes probeer. Ons lees van Johannes hoofstuk 14. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg, die pad daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Vriende, ek het so 'n paar weke gelede in die hoësorgeenheid van 'n hospitaal beland. Hierdie keer nie om iemand te besoek nie, maar as 'n pasiënt. Alhoewel ek dit kon beskryf, is met die woorde 'n lam ter slagting. Uitgelewer aan die onbekendheid. Ontsteld. Want nou besluit ander mense wat met my gaan gebeur. Al die toetse, al die apparate hier rondom my, al die meters en al die wysers, vertel vir my wat binne in my liggaam in die gang is. Selfs dit weet elektroniese meters en ander mense voordat ek dit weet. Nadat ek so vir 'n uur of 2 in die hospitaal was, het die dokter gekom en langs my bed kom staan en op 'n rustige manier vir my verduidelik wat alles gaan gebeur, hoekom ek daar is. En hy het my toegelaat om al my vrae te vra en dit ook rustig beantwoord. In die proses het ek 'n bietjie meer ontspan en het ek goed gevoel en gedink alles is reg. En toe stap hy uit. By die deur. Weg. Dalk na 'n ander pasiënt toe. Dalk huis toe. En ek bly agter met die vraag, wat as daar nou weer iets gebeur? Waar is die dokter dan? Vriende, iets hiervan, iets van hierdie ontsteltenis, iets van hierdie 14. Jesus, hulle verlosser, hulle Here, sê, ek gaan weggaan. Ek gaan uitstap by die deure. En ek gaan weggaan. En waarin ek gaan, sê hoofstuk 13 se einde, kan julle nie nou kom nie. Ontsteltenis. En Thomas sê, Here, ons weet nie waarna toe jy gaan nie. Opvallend dat net na Lazarus opgewek is uit die dood, of voordat hy opgewek is uit die dood, dan sê Thomas vir die ander disippels, kom ons gaan Jerusalem toe, sodat ons saam met Jesus kan sterf. Jesus te stap. Hy weet waarna toe hy gaan, hy het geweet hy gaan sterf, en hy is bereid om saam met hom te sterf. Maar nou, Here, ons weet nie waarna toe jy gaan nie. Johannes 11 af na Johannes 14. Toe was Jesus daar by hulle. Hulle kon saam met hom stap. Hy kon voorstap.
Hulle kon wegkruip agter hom en maar net doen wat hy doen. Maar nou gaan Jesus weg. Waarna toe? Hoe gaan ons daar kom? Nou laat Jesus hom alleen. Vriende, ek dink nie ek is die enigste een wat sukkel daarmee om die onsigbare Jesus altyd te volg nie. Was so 'n tyd, nadat die dokter toe weg is uit die saal, het die verpleër aan diens 'n paar maal by my bed kom staan. Hy het kamptig na die meters gekyk, gevroetel aan die drip wat in my arm was, en dan weer weggestap. Om na 'n paar minute maar weer terug te kom, en maar weer dieselfde te doen. Want eintlik het hy nie na die meters of na die drip of na al die pype gekyk nie. Hy het na my gekyk. En hy het na my geluister. Toe kom plant hy hom daar langs my bed en hy hou die reëling langs my bed vas en hy sê vir my, meneer, jy is in goeie hande. En onthou, ons is altyd hier. Jy is in goeie hande en onthou, ons is altyd hier. En dis presies waarmee Jesus Johannes 14 begin. Glo aan God. Moenie ontsteld wees nie. So asof hy vir hulle julle glo mos aan God. En dan voeg hy dit by. Dan sê hy vir hulle, julle wat in God glo, glo nou ook aan my, in Jesus. Dat ek, Jesus, die Jesus wat nou vir 3 jaar lank saam met julle geleef, na julle toe bring. God, die God in wie julle glo, is die Almagtige. Is die God wat sit. Het hierdie God, God, Immanuel, laat raak. Ons is in goeie hande. God, die goeie herder, is altyd by my. Is elke oomblik hier. Want hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die Jode het al die wette gehad en hulle het elke wet nog opgedeel in nog 3, 4, 5 ander wette. Hulle het dit die Halaga genoem. Dis al hulle wette, allerhande maniere hoe hulle met hierdie wet en met daai wet, en as ek dit alles nakom, sal ek deur al die wette te gehoorsaam uiteindelik by God uitkom. Sal ek vir God tevrede stel. Ek moet dit doen en ek moet dit doen en ek mag nie dit doen nie en ek moet dit op so 'n manier doen. Uiteindelik sal God tevrede wees, hopelik, met my. En nou kom sê Jesus nee. Ja, en hulle het die Halaga ook die weg genoem. Dis die pad waarop hulle as dit ware opklouter na God toe. En nou sê Jesus nee, nie die Halaga nie, nie julle wette nie. Maar ek, Jesus Christus, ek is die weg. Julle hoef nie op te klim na my toe nie. Julle hoef my nie te kom soek nie. Ek het na julle toe gekom. Ek het die verlossing na julle toe. Vriende, dit is wat die doop vir 'n klein kindjie beteken. Wanneer Lily vanoggend gedoop word, bely haar ouers en bely ons nie dat sy al staan nie. Maar dan bely haar ouers en dan bely ons dat Jesus is die pad, die weg waar God
na haar toe gekom het. God het as dit ware oor die Jesuspad gestap na Lily Breed. Om vir haar te sê, jy's in goeie hande. Jy's klein. Jy's maar 'n paar maande oud. Papa en mamma is baie keer onseker hoe om op te tree en hoe om 'n papa en mamma te wees. Maar moenie bekommer. Ek het na jou toe gestap. Ek hou jou vas. Vriende, die doop vir ons, en ons praat vanoggend van Lily se doop. Maar ek is ook gedoop, jy is ook gedoop. Die doop red ons nie. Maar die doop sê vir ons, is 'n simbool daarvan, dat God het in Jesus Christus reeds na ons toe gekom. Nog voordat Lily, nog voordat ek, nog voordat iemand van ons vir hom kon kies, het hy na ons toe gekom. Jesus is die pad, die Immanuel God, die pad waarop die woord mens geword het, na haar toe. Maar terselfdertyd word sy op hierdie pad geplaas, is sy eintlik al reeds op hierdie pad. En hulle gaan vir haar vertel wat lydenstyd beteken. Hulle gaan vir haar Jesus vir haar lief is. Hulle gaan vir haar 'n voorbeeld wees in die uitlewing van hulle God. En hulle gaan haar oproep om hierdie genadige geskenk van God te aanvaar. En as sy vir hulle kom vra, mamma, hoekom maak julle so? Hoekom bid julle voordat julle eet? Hoekom gaan julle na 'n erediens toe? Hoekom glimlag julle as iemand lelik is met julle? Dan gaan hulle vir haar antwoord en sê, want Jesus Christus het ons sonde vergewe. Hy het ons nuut gemaak. En ons stap op hierdie Jesuspad deur die lewe. Vriende, daar's ouers wat sê, ek gaan nie my kind indoktrineer en hulle beïnvloed om gelowiges te wees, of hulle aan die kerk bloot self later ergens besluit. En dan besef hulle nie, dat deur hulle nie bloot te stel nie, stel hulle juist bloot aan 'n pad sonder Jesus. Want op 'n pad loop ons. Die vraag is, wat baie? Ek is die pad. Maar hy kwalifiseer hierdie pad. Hy sê ek is nie net die pad nie, ek is nie net die weg nie. Ek is ook die ware. In die Johannes Evangelie. Waarheid het elke keer te doen met hoe Jesus God bekendstel aan ons. En ons het al 2 keer na Johannes 1 vers 14 verwys. Die woord het mens geword. God het 'n mens geword. Hy het na ons toe gekom. Hy het Immanuel geword. En onder ons kom woon. Saam met ons hier op aarde kom woon en ons kyk en kom lees. Ons het sy heerlikheid gesien. Sy godheid gesien. Vol die woord het mens, God het mens geword in Jesus, Immanuel geword. Ons sien die in Jesus. En dit geld nie groot mense nie. Ons kinders is hierby ingesluit. Ons kinders sien hoe dat groot mense die probleme van die lewe hanteer. Hulle sien hoe groot mense Jesus se lyding en sy wysheid en sy verskynings voorkom. Die swaarheid van die lewe.
word die ouers, dan word die groot mense, dan word ons as gemeente, dan word ons die mense waarin ons kinders die heerlikheid van God sien, vol genade en waarheid. In Johannes 18 vers 37 sê Jesus, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom, om oor die waarheid te getuig. Jesus kom om die ware weg te vir ons te vertel en dit voor ons uit te stap. En vriende, met die doop, en dit geld vir elkeen van ons se doop, ongeag hoe lank gelede ons al gedoop is. Met die doop word ons herinner daaraan dat alles wat God in Jesus Christus bereik het, toe hy die verlossing vir ons gebring het, dit alles skenk God, vererf hy, bemaak hy aan ons kinders. Dit is die ware leer van die verlossing. Maar dis nie die enigste manier hoe hy dit kwalifiseer nie. Hy sê ook, dis nie net die ware weg nie. Dis ook die lewende weg. Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Rondom Lazarus se opstanding in hoofstuk 11 sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Wie in my glo, sal lewe en sal in alle ewigheid nooit sterf nie. En vriende, dis wat ons vanoggend sê. As jy vanoggend sê dat Jesus Christus is my verlosser, dan weet jy vandag dat jy die ewige lewe het. Dan hoef ek nie, maar ek sal maar eendag sien wat word van my nie. Ek hoop maar vir die beste, ek hoop ek het my best gedoen. Nee, ons hoef nie ons best te doen nie. Christus het sy best gedoen deur die pad te word, waarop God sy verlossing na my toe gebring het. Wie die Seun het die lewe. Gemeente, die ewige lewe is nie 'n plek nie. Die hemel is nie 'n plek nie. Die vraag is ook nie, of ek eendag as ek doodgaan die hemel toe gaan nie. Die ewige lewe is om in 'n verhouding te leef met hierdie Jesus, wat die pad is waarmee God na my toe gekom het. En ek het hierdie ewige lewe vandag, of ek het dit nie. En as jy dit nie het nie, moet jy dan aandag gee, met iemand praat, en bid dat die Heilige Gees jou hart sal oopbreek. Die vraag is nie, wat moet ek doen om in die hemel te kom nie? Die vraag is, hoe kan ek Jesus, wat God na my toe gebring het, hier op aarde volg? Daarom word ons gedoop, en daarom gaan Lily nou gedoop word, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want God sê vir haar, ek wil jou Vader wees, wat vir jou sorg, wat jou beskerm. Ek wil jou verlosser wees, want ek is die enigste verlosser, ek wil jou verlosser wees, sodat jy die lewe kan hê, en die lewe in sy oorvloed kan leef. Ek wil jou ek wil die een wees wat jou gewete is, ek wil die een wees wat jou nuut maak, en jou deur hierdie lewe. Dit is hoekom Martin Luther gesê het,
as hy so moedeloos raak en alles te veel word, dan kruip hy terug na sy doop toe. Nie omdat die doop nie, maar omdat die doop hom herinner daaraan dat God het na my toe gekom. En hy omsluit my van alle kante en hy neem my in besit. En niemand sal my uit sy hand kan ruk nie. Broers en susters, vat aan jou voorkop. En dan voel jy daar. Dat God vir jou sê, jy is skoon gewas. Jy is in goeie hande. Ons is altyd by jou. Ja, dan staan die voor by my, en dan gaan ons vra dat dieselfde tyd Lily ingebring word, en julle wat nou teruggekom het, dankie dat julle teruggekom het, julle kyk, wat ek dink verlede Sondag het julle dit ook gesien, dat ons oor die tweede Sondag weer 'n kans, paar jaar terug is julle ook so gedoop. Julle hierdie kant staan, jy kan maar. Julle kan sommer bly staan as julle wil. As jy nog 'n ouma of 'n oupa of iemand wat graag naby genoeg aan hulle is wat jy wil kom staan. Julle is 'n familie aangeleentheid. Dis 'n geleentheid wat julle ook vanoggend. Ons het in Jesus geglo, ons het dit aan ons kinders oorgedra en hulle oordra. Ek gaan nie al die vrae vir julle vra nie. Ek gaan vanoggend net vir julle hierdie een vraag vra. Leon en Hilet, bely julle dat Jesus Christus vir julle in julle huis die weg en die waarheid en die lewe is? Wat is julle antwoord? Met die doop word 'n dogtertjie soos die 'n babietjie deel van die geloofsfamilie. En vriende, sê ons ook vanoggend, Jesus is vir ons die weg en die waarheid en die lewe. En ons gaan vir haar 'n pad wees waarop sy kan oefen om 'n gelowige te wees. Kom het. Die water wat so loop, is 'n aanduiding van die water wat skoon was. Soos water skoon was, so was Jesus se bloed ook vir ons skoon. Hiletje Lily Bredenkamp, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En Lily, nou het jy die teken daarvan op jou voorkoppie, dat God vanoggend sê, ek het in Jesus Christus na jou toe gekom, om vir altyd by jou te wees. Hy verbind hom aan jou, mag jy dit beleef in jou lewe. Kan ek probeer vashou? Kom ons kyk wat gebeur. Ga jy 'n bietjie by my kom sit? Leon en Hilet het vir haar 'n gebed geskryf. Kom ons maak ons toe en dan bid ons saam met hulle.
Hy sien elke wat jy gee. Vriende, nou, terwyl sy my nog toelaat, daar is toen geval. Terwyl sy my toelaat, wil ek haar graag vir julle wys. En sy is nou 'n lidmaat van ons gemeente. En ek het dit eers agtergekom in die afgelope week, dat ek en haar dieselfde skool was. Ons was bure. So voorreg om dit vanoggend ook hoop. Kyk hierso. Lily is waarlik 'n geskenk vir haar ouers. En ons bid regtig dat die Here julle baie wysheid en baie liefde, julle mooi by. Kyk eens, jy moet nou lag as jy hulle sien. So klein was julle ook, hoor? Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Kom ons staan as ons dit sing. Jesus, neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal. Halleluja, amen. Jesus, gee aan ons sy seën, lei ons op die regte pad. En ons weet dat hy ons liefhet, hy het self ons hand gevat. Loof die Here almal altyd, halleluja, amen. Ons wil graag die Bybel en 'n kers gee. Die Bybel as God se woord is. Boel is van die tel vir haar ook wat vandag ek is baie bly julle kan nie lees, hoor. Dis lekker dat julle Hoe sal ons ooit kan dankie sê vir u genade? Vanoggend het Jan, toe ons vroeër vanoggend gepraat het, gesê, u liefde, u geskenk is so groot en die prys is so groot, dat ons dit nie regtig kan verduidelik en kan vertel nie. En Here, ons weet ook nie op hoe 'n manier ons liefde regtig aan u kan bewys en ons dankbaarheid kan bewys vir u genade nie. En bid ek, Here, dat
Tilet en Leon elke dag op hierdie pad, die Jesuspad sal loop. En dat Lily dit sal kan sien. En dat dit deel van haar menswees sal word, om hulle te sien volg vir Jesus. Maar ook Here, vir ons elkeen, ook so vir die gemeente, dat ons as gemeente so sal leef, dat dit 'n plek sal wees waar sy kan oefen, en waar maatjies en ander jong mense en ander ou mense kan oefen, om as gelowiges die ewige lewe in hierdie stikkende wêreld te leef. Amen. Vriende, kom ons sluit af. Julle is welkom om na die tyd te kom tee drink in die vierkant of in die saal. Maar kom ons staan en dan sing ons die gebed van Koos du Plessis. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Geef aan elke hartse vreugde en vrees. Eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke hartse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek is net geleer. Eindelijk mag ek na U waters van rus. Neem my Heer vanaand aan U. Eindelijk mag ek na U waters van rus. Neem my Heer vanaand aan U. Vriende, ons is nêrens waar ons is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons om God daar te beleef en om mense daar tot 'n seën te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die teenwoordigheid, die troos van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en met ons bly.